Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Die wyse waarop myne funksioneer is besig om radikaal te transformeer. Digitale oplossings help om 'n mynbouomgewing te skep wat veilig en volhoubaar is, met 'n geïntegreerde werksmag wat stimulerende take verrig. Heinrich Becker is die uitvoerende direkteur van Krypton Mining, 'n innoverende maatskappy wat spesialiseer daarin om wêreldklas digitale mynbouoplossings in die Afrika-mark bekend te stel. Heinrich beskik oor uitgebreide ervaring in terme van besigheidsontwikkeling en spesifiek die definiëring en implementering van besigheidsbevordering en optimiseringsinisiatiewe. Volgens hom is behoefteanalise egter 'n deurslaggewende stap wat geneem moet word alvorens 'n maatskappy op 'n tegnologiese oplossing besluit. Lekker leer en lekker luister. Heinrich, welkom in die atelier. Is lekker om jou hierso te hê. Wat voor ons wegspring van die Klipkouers moet weet, jy's my bierman hierso in die R21. So dis baie lekker om jou hier langs hang te hê en natuurlik 'n great client. So ek wil dit net verklemtoon. Maar welkom in die atelier en vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het tot waar ons nou hierso sit met Krypton Mining? Baie dankie, Jacques. Dit is 'n voorreg om hier te wees, om met jou te gesels. Dalk om mee weg te spring. Eerste ding oor myself is, ek is nie lief vir sulke tipe onderhoude nie. Ek is nie iemand wat lief is daarvoor om oor myself te praat nie. Daar's baie, ek moet sê, daar's baie van julle, nee, dit is interessant, die interessante mense, goed, jy moet hulle gaan uitgrou, en dan moet jy die inligting uitgrou, maar ek weet jy's 'n interessante man, so, ek weet, maar ons sal dit uitsort, Ja, ek het my tye, maar ek is maar 'n man van min woorde. Dit kom maar seker van my geskiedenis af, waar ek vandaan kom. Ek is maar, mens kan nie sê eenvoudig nie, maar ek is 'n mens van die platteland af, plat op die aarde, kom uit 'n gesin uit wat in die landbou was. Julle boere. Boerderybedryf. My pa was 'n boer, ma, huisvrou in Gauteng, naby Bronkhorstspruit, Cullinan, gebore, groot geword. Kan jy maar, jy's 'n liggiese myner dan ook, is jy nie? Ek trek nou been, nee, want ek weet nou in Welkom groot geword het, wat nou regte mynhoop stad was, nee, Cullinan, kry ek idee, dis ek bedoel, is pragtig daar, en jy toerisme, ek neem aan jy die diamantmyn, of ek wil sê, is die lewensaard back in the day gewees, of is dit maar boerdery? Interessant genoeg, nee, kyk, ons het altyd by die mynse winkel gaan koop, dit was die naaste winkel, ja. Aan die plaas, hy was so, soos die ou mense gepraat het, 16 myl noord van Cullinan in die plaas, generasies het daar geboer, en weet op daai stadium het ek nie eens eintlik geweet van die myn nie, ek het net geweet is die mynse winkel. My magte, so dit was soos wat, ek weet daar is 'n Spar, dink ek vandag op Cullinan, so daai was nou jou naaste supermark. Dis reg, so ons het altyd daar gaan, ons aankope doen, verder maar jou naaste plaaswinkeltjie, maar mynbou was nooit deel van ons generasie, ons bloed nie, ons het dit nooit geken nie. So ja, toe later met die konsolidasie van KwaNdebele is ons plaas uitgekoop deur die regering, die familieplaas. Is dit ek neem aan, dit is 'n gemengde gevoelens ding, nee, aan die een kant, neem ek aan die prys was lekker, aan die ander kant is dit nou weer die generasie, ek wil sê die legacy komponent. Ja, kyk, dit het in 1983 gebeur al. Wow, okay. Dit was 'n baie produktiewe stuk grond gewees, wat ons op goed gedoen het. Millies, wat? Nee, my pa was een van die eerste ouens wat perskes op die Hoëveld geplant het, okay. Tomaties, meer as 200 mense in diens gehad, wow. Reg die tyd, en eintlik was die plaas ongelooflik produktief gewees gedurende daai tyd, maar die regering het basies gesê, ons onteien jou of jy verkoop die plaas, ons het verkoop en toe Bronkhorstspruit toe getrek en ek het daar verder groot geword. Nou, jy vra nou 'n interessante vraag oor die plaas. Die een komponent wat daar verlore gegaan het, is die
hoe sal mense dit noem, die emosionele gedeelte van mense stuk grond. Kyk, van hierdie grond het 'n emosionele gedeelte en weet mens bly vasklou partykeer is verkeerde grond. Maar jy het bloed in die grond daar. Weet, Gerard Maritz se sene daar gevestig en weet, maar daai gedeelte het weggegaan. So daarna het my pa eintlik 'n groot sukses gemaak deur grond te koop, dit op te bou en sodra die grond produktief is of die stuk grond is dat het weer geswaai en eintlik het hy daardeur goed gedoen, maar hy het nooit dit om naderhand begin verveel en omdat hy weet sodra hy die stuk grond opgebou en produktief gemaak het, dan wil hy weer 'n nuwe uitdaging. Ja, en hy het nie daai emosionele ek wil sê band. Ja, ek wou nou gesê het boeie in die goeie sin van die woord gehad, yes. Ja. So het ek daar groot geword, laerskool, hoërskool, baie lief vir sport. Ek is gelukkig met, ek het nie akademies te veel gesukkel nie. Maar ek het selfs tot matriek eindeksamen toe op die sportvelde rondgespeel. Van daar af universiteit toe eintlik bitter min blootstelling gehad aan jou koöperatiewe wêreld. Maar jy toe, ekskuus ek van jou rede, ek wil gou 2 tree terug gaan voor ek vergeet. Wat vir my interessant is wat jy gesê het, onteiening van grond in 83. Dis reg, ja. Nou dis nou, gee 'n bietjie vleis daar, want my eerste gedagte toe jy onteiening sê, toe ek, nuwe bedeling, nee. So daai tyd, hoekom? Wat is dit? Hoe dit? Is dit omdat die regering vinger in die paai gehad het met daai grond, met die myne? Wat is die vleis om dit? Nee, dit is die tyd van die TBVC lande. Wat die regering in gedagte gehad. So dis nou jou onafhanklike, jou Bobotatswanas, jou Transkei, Ciskei, Kwakwa, nie Swaziland nie. Yeah. So KwaNdebele was nou een van die substate wat geïdentifiseer het, en die plaas was in die middel, dis baie naby aan die hedendaagse KwaMatlanga. So die Apanes en daai mense, van wie my pa en my oupa hulle groot geword het, dis die gemeenskappe met wie ons gedeel het en met wie ons saamgewerk het. So in daai tyd het die regering stukke grond uitgekoop om deel van die tuislande te maak. Wat op daai stadium geïdentifiseer het. Dis interessant. Ja, so daai tyd al is ons deur die hele emosionele ding van 'n gemeenskap wat tot 'n einde gekom het. Ja, jy is nie net grond nie, soos gesê het nie. Dis interessant, né? En weet jy wat van daai boere het julle nou, kyk, dis nou natuurlik jare voor selfone en sosiale media, weet jy wat het van daai ou plaaspelle geword het en die ouens net op 'n ander plek grond gaan koop, want ek bedoel, dit was seker relatief nog goedkoop in daai jare om landbougrond te bekom. Daar's 'n redelik kontak gehou met die mense in die omgewing. Van hulle het meestal net so bietjie verder geskuif, Bronkhorstspruit se kant toe, Delmas area, van die mense het Kaap toe geskuif. Maar deur die jare is die kontakte maar gehou. Kyk, daai tyd was die mense nog naby mekaar, so daar was baie sterk bande gewees. Dis nou interessant. Jy laat my dink ons het nou Januarie ry ons af see toe en stop by die ons slaap actually oor daar naby die Gariepdam en my pa was nou betrokke daar in die 70s toe die ding gebou het en toe vertel my oom actually vir my oorlede oom dat my pa se landmeter gewees en hoe hulle natuurlik daai boere nou toe hulle die Gariepdam bou of die vervoerdam toe sit, jy weet, nou gaan hy water opdruk in die boere en hoe die boere daai tyd, nie almal nie, van hulle. My pa probeer braai bid, en dit is nou een ding wat my oom altyd vertel, my baie trots maak, natuurlijk op my pa, en ek weet, my pa was 'n swarte wit ou, daar is nie grys in sy wêreld gewees nie. Hoe die boere, die breinkoevertjies, want as jy nou extra hektaar bysit, nee, wat jou grond nie is nie, dan betaal die regering daarvoor, nee, so dit is interessant. Ja, interessant. Ek was nou, my graad 1 jaar, was ek in laerskool Hartbeesspruit. Nou, ek was een van die laaste graad 1's toe. Nou, toe was daar 23 kinders in die hele skool gewees. En dis dalk waar my oordrewe idee van dat ek kon rugby speel gekom het. Ek het al in graad 1 eerste span rugby gespeel. Die laat van die blindes. So ek het graad 1 eerste span rugby gespeel en ek onthou, daar was een wedstryd gereël en toe ons die Saterdag opdaag, toe van die mense siek, toe speel ons sokker teen die ander skool. Het was 'n skooltjie van Rust de Winter gewees.
Nou, Rus de Winterdam, my oupa het help Rus de Winterdam se wal bou. Weet so, dus daar was baie jare se geskiedenis en so interessante jare gewees daar. Ek was nooit in 'n kleuterskool nie. Dis hoekom ek sê, ek kan tot vandag nie nonsens praat of rympies opmaak en sulke goed. Ek het in die bakkie geleer langs my pa, dit is my voorskoolse ervaring. Magtig. So van daar af, waar's die toe? So waar het jy gaan swat? Ek het by Tikkies gaan swat. En weer eens, weens 'n gebrek half aan kennis van die koöperatiewe wêreld, weet jy, kom uit Bronkhorstspruit uit, jy het gehoor, daar's 'n prokureur, daar's 'n bankbestuurder, jy het bietjie van bemarking geweet, jy het en ons weet die dominee en die dokter, nee. Dominee en dokter, maar dis basies jou blootstelling wat jy gehad het. Ek kon glad in Engels praat, toe waarstie toe gaan basies, nie, weet, want jy het 'n bietjie Noord-Sotho verstaan, so, maar op die platteland die nie regtig Engels kan ek sê blootstelling gehad. Jy hoef het nooit te gepraat het nie. Kom op universiteit, nie seker wil ek 'n ingenieurswese of rekenkunde doen nie, en toe begin ek bietjie meer blootstelling kry, weet, het klink maar seker soos die Engelse sê, 'n hillbilly tipe ding, 'n storie wat mense dan beleef, maar besluit om bedryfsingenieurswese te doen, want ek kon nooit tussen die natuurwetenskappe en jou rekenkundige area nie, en ek het altyd gevoel, maar ek is nie tegnies genoeg aangelê om in jou suiwere wetenskappe in te gaan nie, maar ek het weer baie goed gedoen in boekhou, maar ek was te bang het verveel my, want as 'n ou heeldag op die rugbyveld was of so, en hy met elke dag daarna net na stel boeke kyk en dieselfde prinsipe toepas, het ek gevoel, dit gaan nie werk nie. Toen ek ingenieurswese, gelukkig koshuis toe gegaan op universiteit, waar ek baie blootstelling gekry het. Was dit 'n bomskok vir jou, Pretoria as stad, alhoewel ek sien dit as 'n groot dorp, daai tyd? Nee, ek moet sê, die een ding wat my pa het ons baie blootgestel aan die wêreld. Ek was gelukkig geweest in daai opsig dat ek het as kind voor skool al 16 lande van die wêreld gesien. Just like. Ons het redelik gereis. Dis fantasties. Die hele land vol. Ons weet self, ek is van kleins af geleer om nuuskierig te wees, en blootstelling te kry op daai vlakke, so dit was ook nie baie vreemd, dis nie 'n storie van klim op die trein nou gaan jy groot stad toe nie, dit is glad nie wat ek beleef het nie. Ek was lewenswys groot gemaak, dalk die sosiale ding was nie so bekend nie, weet jy die ouens af in die straat geken, die ouens bo jou, maar dit was nie 'n vreeslike sosiale ding nie. Ewe skielik kom jy in die stad, jy is nie meer die middelpunt van alles nie. Ja, val in 'n koshuis, bring jou vinnig aarde toe. Dis reg. In jou eerste jaar. Die aanvanklike reëling was dat ek net in my eerste jaar sal koshuis toe gaan, maar ek het dit so geniet dat ek uiteindelik vir 4 jaar gebly het, en as ek kon, en nie 'n kwaai pa gehad het ek langer gebly, maar ek het gesorg dat ek my vakke deurkom. Ja, ek wou net sê, jy moes geleer het, anders sou jy nie seker 4 jaar kon bly nie. Ja, en as ek dalk daar kan inkom, ek dink, een van die grootste dinge wat ek geleer het van kindsbeen, wat ek baie oor dankbaar is, ek weet waar dinge vandaan kom, ek het in 'n goeie huis groot geword, maar ek het geleer om dinge te waardeer, en ek weet waar dinge vandaan kom, en ook as kind geleer dat die enigste plek waar sukses voor werk kom is in die woordeboek. So, waar my maatjies, weet, selfs op skool vakansies gaan hou het ek op die plaas gaan werk. Ek het amper gehoop dat die skool gaan weer begin, dat ek aan vakansie begin. Dat jy kan rustig vat. Maar vandag is ek baie bly, weet, ek het so dissipline en verantwoordelikheid is van kleins af vir my geleer. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Palabora Copper, 'n filiaal van Palabora Mining Company, is 'n kopermyn met 'n smeltery en 'n raffinaderry gesetel in Palabora, Limpopo. Palabora is in 1956 tot stand gebring en is Suid-Afrika se hoofprodusent van verfynde koper met 'n produksie van ongeveer 45,000 ton koper per jaar. Die maatskappy was besit en bestuur deur Rio Tinto, wat 58% aandele, terwyl Anglo American 17% aandele besit het. In 2013 het Rio Tinto verkoop aan 'n konsortium bestaande uit PMC, wat 74% besit, en Empowerment Partners 26%. En het die naam verander van Palabora Mining Company na Palabora Copper. Sê
gou vir my, in layman's terms, wat is 'n bedryfsingenieur? Die kortste antwoord is ek vir iemand moet verduidelik en ek gaan myself ook dalk in die moeilikheid kry vir mense wat luister. Is, vir die bedryfsingenieurs wat luister. Ek dink dit is een van die belangrikste dissiplines in vandag se tyd, wat nie regtig na waarde geag word nie, of dit is nie bekend genoeg nie. Nou jy kan as bedryfsingenieur in die vervaardigingsindustrie ingaan, of in die motorindustrie, maar wat ontwerp jy 'n kar nou? Kos vandag in 'n kar? Nee, 'n bedryfsingenieur, hulle spot altyd sê dit is BCom ingenieurswese. Die kortste moontlike antwoord is, vir 'n bedryfsingenieur gaan alles oor effektiwiteit en doelmatigheid. So jy moet die regte dinge op die regte manier doen. Teen die regte prys. Dis reg. So in die ou dae het bedryfsingenieurswese gegaan oor werkstudie. Wat is die beste manier om 'n ding te doen? Herhaaldelik dieselfde te doen. Dis best practice, wil ek sê. Met ander woorde, produktiwiteit gaan ons oor effektiwiteit en doelmatigheid. Correct, okay. Nou, ouens kom deesdae en hulle gooi digitalisering voor, en tegnologie, en industrie 4, en IoT, en dit is al die klomp verskriklike woorde wat gegooi word. Nou, al hierdie goed is tegnologie. Hoekom? Dit help mense om die lewe makliker te maak en beter te maak. 'n bedryfsingenieur se werk is om te kyk, wat is die ou se doelwitte, wat wil hy bereik, wat wil hy met sy werk doen, en wat is daar beskikbaar om sy werk makliker te maak. Okay. So dis waar jou tegnologie inkom en dis waar ek baie keer die probleem het om te sê, maar mense vergeet om eers na die mens te kyk en sy werksomgewing te kyk en te verstaan waar dit vandaan kom. En as jy daai behoefte geïdentifiseer het, dan kan jy gaan kyk maar wat se tegnologie gaan dit makliker maak. Yes, like. Waar die moderne ding vandag is, jy weet, jou media en jou bemarkers laat jou amper glo, hierdie ding gaan my lewe makliker maak, maar dan verstaan jy self nie wat is my behoefte nie. So dis wat ek kom. Dis vir my fascinerend wat jy nou sê, want hier's nou, ek het gister, ek sê gesels, ek een van my onlangse onderhoude was met Pieter Geldenhuys, en hy weet, ons het gepraat van, so hy is meer soos as 'n futurist component, maar is 'n tegnologie strateeg, wil ek sê. Werk onder andere met Vodacom, en dis soos, wat is jou technology strategy? En dit was my fascinerend, toe ek na daai terme luister, en wat jy selfs nou sê, waar ek, in hierdie week, actually, toe besef ek, maar hang on, as jy veral gaan kyk na SME, so hierdie is ou nuus op groot corporate vlak, wil ek sê, waar hulle gaan kyk, wat het ons nodig in die volgende 5 tot 10 jaar, en dit is enigiets, nee, dit is van SAP, of gaan ons eerder JD Edwards gebruik, of gaan ons Salesforce gebruik, of eerder Infusionsoft, wat ook al, nee, gaan ons Zero sagte ware gebruik, gaan ons, ek dink nou weer aan Sage as 'n voorbeeld. So, wat vir my interessant is, jou SME, selfs jou kleiner maatskappye, nommer 1, daar is nie 'n strategie nie, dis 'n trial and error. Ek selfs in my besigheid sê, kyk, ek is nou dink ek op my 4de CRM-sisteem, en e-mail marketing, wat ek oor 'n 6 jaar periode, trial error, niemand gaan Google, niemand kan vir my sê, hoe pas hy in my hele besigheid in nie. Dis sulke pockets, wat jy identifiseer, hy werk vir jou, die prys is reg, nie te kompleks om te operate nie, want dis nou die ander ding ook, nee, nou het nou die beste bloody ding in die mark, wat goed werk, maar jy moet iemand aanstel om dit te implementeer. So dis vir my fascinerend, dat dis vir my so 'n groot vraagteken op SME vlak, dat hierdie bedryfsingenieur funksie bestaan nie. Niemand gaan kyk na die individu, die organisasie, kyk na die volgende 2 tot 3 jaar, wat dit behels, en dan bepaal ons, hoe lyk die tegnologie, en dan tweedens, hoe maak ons dit werk? Nee, dit ek wil sê, daar is 80% seker van die uitdaging is, hoe gebruik jy dit effektief? Kom ek sê, dis was seker een van die siektes vir die moderne lewe, die gejaagde lewe het gemaak, dat mense nie meer die tyd het om te dink nie, of dalk net te lui is om te dink. Nou, ek is filosofies in baie opsigte. As jy gaan kyk, wie is van jou beste entrepreneurs en besigheidsmanne, en jy gaan kyk hulle herkoms, dan sê jy baie keer agterkom, dis ouens wat gaan kyk hoeveel ouens kom van Britstown af, en van Aggeneys af, in daai areas waar die lewe nog stadig is. Maar dis mense wat geleer het om te dink, en om filosofies te wees, en om dinge deur te gaan. Nou, tegnologie hedendaags het so geraak, dat die maklikste manier is om net 'n ding van die rak af te koop.
En dan laat jy daai tegnologie toe om jou besigheid vir jou te bepaal. Ja, as jy van andersom. En dan kry jy eintlik die generiese klomp besighede, almal doen dinge deesdae dieselfde. Maar dit maak jou nie kompeterend nie, want jy lyk en ryk soos 10 ander ouens. Nou, dis eintlik skokkend om te sien baie keer hoeveel besighede nalat om bietjie 'n behoefteanalise te gaan doen voordat hulle op tegnologie besluit. Hoe sal so 'n ding lyk? So kom ons gee vir die ouens wat ek dink seker die belangrikste stukkie goud, een van die stukkie goud wat ons uit hierdie onderhoud gaan kry vandag. Hoe lyk so behoefteanalise as in, ek wil sê in 'n layman's, wat kan ou môre gaan doen met sy besigheid om? Kyk, dit kom terug by die beginsels van, eerste van alles moet jy sê, wat wil jy bereik? Met ander woorde, wat is die doelpale? Waar wil jy uitkom? Hoe ver vooruit? Volgende jaar, volgende 2-3 jaar? Ek dink dit raak gevaarlik om 'n bietjie verder as 3 tot 5 jaar te kyk, want weet dinge verander so vinnig. COVID nou, nee. So dit raak amper weg van strategies meer na takties. Maar weet, en ek glo ook baie in militêre beginsels, as ek goed, maar dit kom by die beginsel van, as jy nie weet waartoe jy gaan, en ek gebruik altyd, weet ek leen hom eintlik by een van my dosente wat ek op universiteit gehad het, is daar is die ou gesegde uit die boek Alice in Wonderland. Weet, waar hulle sê, if you don't know where you're going, any road will do. So jy moet eers sê, waarheen wil jy gaan, en dan kan jy bepaal, wat sê paadjie, en dan, in jou behoeftebepaling gaan jy sê, maar wat het ek als nodig, om by daai einddoel te kom? Op 'n personeel vlak, op 'n tegnologie vlak, op 'n besigheidsproses vlak. En dit kom alles weer eens by die definisie ook van, wat is die Afrikaans van capability? Vermoë. Vermoë word bepaal, besigheid se vermoë word deur mense, proses en tegnologie bepaal. Nou, as een van daai 3 weg is, en dit is waar een van die groot tekortkominge deesdae is, waar almal net op tegnologie fokus, dan val dinge plat, want dan het jy nie regtig die vermoë nie. So jy moet na jou mensekomponent kyk, jou tegnologiekomponent en jou proseskomponent. Want as jy ook nie metodiek het nie, hoe bepaal jy of jy jou eindpunt gaan bereik? Hoe weet mense, dis dalk nou 'n trick question, dalk sal nie antwoord nie. Hoe weet jy, dink jy, daar is altyd, sal jy die feit dat hierdie goed nie geïmplementeer is, met ander woorde, jou mense weet dalk nie, sien jy dit net op die bottom line, of is daar ander plekke, wil ek sê, behalwe die bottom line? Want het voel vir my baie keer, party besighede, en ek het oor die jare dit gesien, terwyl hulle geld print, waai al by die venster uit. Mense se vermoë, tegnologie, ek gaan nie R1000 spandeer op sagte ware nie. Gaan nie hierdie ou daai salaris betaal nie, want ons print geld tot die pop oor die venster uit. So vind jy dat is daar ander maniere hoe jy kan sien hier's probleme, of hier's geleenthede? Kyk, aan die einde van die dag is mens in besigheid om geld te maak. En een van my ander gunsteling areas waarna ek fokus is Goldratt se Theory of Constraints. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Dr. Goldratt was 'n Israeliese opvoedkundige, skrywer, wetenskaplike filosoof en sakeleier. Hy was bovenal 'n denker wat ander uitgedaag het om te dink. As iemand wat as onkonvensioneel beskryf was, het Goldratt sy gehoor vermaan om hulle besigheidspraktyke met 'n vars, nuwe visie te ondersoek en te heroorweeg. Hy het die Theory of Constraints, 'n algehele raamwerk om maatskappye te help in die ontwikkeling van nuwe besigheidsbestuursfilosofie en sisteme, ontwerp en ontwikkel. Hy was 'n gesogte opvoedkundige in diens van heel party van die wêreld se grootste korporasies, insluitende General Motors, Procter & Gamble, Philips en Boeing. Ek weet nie of jy bekend is met Goldratt. Glad nie. Vertel ons. Nou, Goldratt het 'n boek geskryf genaamd The Goal. En ek sê, entrepreneurs, mense in besigheid, bestuurders, selfs boere, as daar een boek is die in die lewe kan lees, is dit The Goal. Hy begin deur die eerste beginsel neer te sit en te sê, wat moet ek doen om vandag
meer geld te maak. So dis sy werkspunt. Met ander woorde, nie eintlik wat moet ek doen nie. Hy sê, what is constraining me of making more money today? Because wat ek wil amper sê, the obstacle is the way. Is ek dink dan aan En dis die theory of constraint. So as jy eerste van alles daai constraint, daai beperking gaan identifiseer het, dis jou antwoord. dan kan jy sê, is my produksievermoë wat my terughou om meer geld te maak, of is my mark wat my terughou om meer geld Koeks te te maak? klein. Dan kan jy eerste van alles gaan identifiseer. Dan sê jy, goed, ek het genoeg produksievermoë, maar ek moet meer aandag aan bemarking gee. As daar 'n groot mark is en jy het nie genoeg produksievermoë nie, moet jy aan jou produksievermoë werk. Miskien het jy produksievermoë, maar jou kostes is te hoog. Dan Want jy is nie op jou effektiewe kostes produsent nie. Sure. Dan begin jy daai beperkings afbreek. En as jy jou beperkings geïdentifiseer het, dis niks anders as 'n behoeftebepaling nie, dan kan jy ingaan en sê, maar hoe gaan ek hierdie beperking aanspreek? En van daar af kan jy dan kyk, gaan ek dit met tegnologie beter kan aanspreek, gaan ek dit met mense beter kan aanspreek, gaan ek dit met 'n beter proses kan aanspreek. Maar dan vat hy dit verder en hy bring die wat hy noem sy drum-buffer-rope teorie in. Met ander woorde, hy sê elke besigheid het altyd 'n beperking. Maar jy moet sorg dat jou duurste komponent van, wat het in bedryfsekonomie altyd van gepraat, van die produksiehulpbronne. Ja. Jou duurste komponent moet altyd jou beperking in die besigheid wees. Hoekom? Kom ek gee eens 'n voorbeeld. Jy het komponent A, B en C. Elkeen het 'n produksiekoste. Een se produksiekoste is R1000 'n uur, die ander een is R10,000 'n uur, die ander een is R20,000 'n uur. Om 'n komponent te vervaardig, as 'n voorbeeld. Nou gaan koop jy 'n masjien wat die R20,000 per uur beperking is. Maar daai masjien kan nie optimaal benut word nie, want 'n proses het 'n sequence wat hulle van praat, opeenvolgende beperkings. Nou kan jy nie daai masjien optimaal benut nie, want jou beperking is die ding wat R1000 'n uur kos. En hy kan 6 eenhede per uur lewer, en daai masjien kan 20 eenhede per uur hanteer. Okay, so dis nie die masjien is nie die probleem. Die masjien is nie die probleem nie, maar jou beperking is nou jou goedkoopste resource. En dit maak dat jy nie jou duurste komponent optimaal kan benut nie. So wat Goldratt dan sê is, jou beperking moet die enigste beperking wees waarop jy fokus, dat jy hom 100% benut. So die duurste is nie noodwendig die probleem nie, dit is in theorie dan nou, is dis jy die beste, ek gebruik altyd die simpel voorbeeld, om 'n Formule 1 kar in tweede rad rond te ry, of my Ferrari in tweede rad. Met ander woorde, die Ferrari het nie 'n spoedprobleem nie, ek weet net nie, of ek het nie beheer oor 100 km per uur, om hom in derde, vierde of vyfde rad te sit nie. Dis reg, ja. Nou, weet, 'n voorbeeld ook, in die verlede het ouens, nou kom jy bedryfsingenieurswese wie hy is, en het ouens gegaan om kom ons sê jy het 'n 5-stap proses. Het hulle gegaan en probeer om die kapasiteit te balanseer. Met ander woorde, jy soek 5 aktiwiteite in die proses, wat elkeen 5 eenhede per uur kan lewer, as 'n voorbeeld. Maar nou kom die beginsel in van, en dis weer eens, dis nie my denke nie, dis Goldratt wat vir jou dit leer. Hierdie masjien kan 5 eenhede per uur, hierdie 5 per uur, hierdie 5 per uur, maar daarso is die beginsels van, daar's afhanklikhede van die proses, met ander woorde sequence, en daar's statistiese variasie. So nou verloor jy 1 eenheid per uur op die eerste stap. Wat is die maksimum eenhede wat daai proses kan lewer? 5. 4. Ja, ekskuus, jy het verloor 1, so Maar nou die is ander 4 kan nooit Ja. weer daai tyd opmaak. Okay. Of in die derde stap. En dit is waar die beginsel inkom, en dis wat aanvanklik, soos ek verstaan, fout gegaan het by Saldanha Staal. Hulle het 'n presies gebalanseerde proses geïmplementeer, maar hulle het net by 60% van produksievermoë uitgekom. My hemel. Want daai beginsel van, as jy
tyd op jou eerste eenheid verloor het, dan kan jy dit nooit weer opmaak nie. Nou kom Gordon en sê, nee, jy moet 'n ongebalanseerde proses skep, en maak seker, jou duurste komponent is een. En dis waar jou drum buffer rope inkom, met ander woorde, jy skep addisionele kapasiteit voor jou duurste teiken, sodat jy die tyd kan opmaak, sou een van die ander komponente breek. En dan fokus jy al jou instandhouding, vir meeste van jou instandhouding, op jou duurste proses, om seker te maak dat hy 100% optimaal benut word. Sjoe, hierdie is fascinerend, dit is fascinerend. So kom ons terug, want ek wil by Krypton uitkom. Bedryfsingenieurswese, het die 'n wêreld toe nou oopgegaan. Ek bedoel, dit klink vir my, toe jy nou waar's jy kom en jy begin, jy weet, vars van die platteland, begin jy ander goed sien hierso. So hoe het jy toe nou van daar af, vertel ons daai storie, waar jy nou met Krypton begin het. Ek het die bedryfsingenieurswese gedoen, maar ek moet sê, daar's van die goed wat my regtig verveel het. Dalk, weet, goed soos werkstudie, was half oudtyds, dis nog steeds 'n baie belangrike beginsel om te leer. Van die vervaardiging goed, ek het nie in 'n industriële huis groot geword nie, dit my verveel, maar ek het regtig aanklank gevind in stelselingenieurswese. Dis een van die velde waar mens kan beweeg in bedryf. Die ander is nou logistiek, ook en al sulke goed. Maar stelsel in hierdie geval, is dit gelyk aan computers? Nee. Okay, dis geen generiese term wat actually sulke interessante betekenis het. Ja. Nou, 'n stelsel is basies, kom ons gaan kyk na wat die liggaam, die ekostelsel. Dis klomp komponente wat saamwerk om uiteindelik 'n uitset te lewer. En as een van die komponente val, dan werk jou stelsel nie. Nou, stelselingenieurswese is weer eens 'n militêre beginsel, is om die komponente binne die stelsels te identifiseer en alles in konteks te sien. Ek sê altyd, een van die belangrikste dinge wat min mense aan aandag gee, is om dinge net in konteks te sien. Staan nie eens terug, vergeet om in die detail in te delf. Staan terug en sê, goed, wat is van hierdie hele stelsel, wat is die insette en wat is die uitsette? En jou uitsette word bepaal van hoe goed jou stelsel opereer, en jou insette is mos nou die goed wat jy geïdentifiseer het, wat nodig is vir die stelsel om te werk. Ja. En dis jou eerste beginsel ook by besigheidsoptimalisering, en om te identifiseer, wat doen jy wat onnodig is? Want elke ding wat binne die stelsel gebeur, moet waarde toevoeg aan die einde van die dag vir die uitsette. So daai konteksbenadering en om aan dinge af te breek, weer eens, nou soek ek vir die taal, dus wat moeilik was, ek moet noem op universiteit, is, ek moes ewe skielik Amerikaanse handboeke leer, weet so, nou moet mens baie keer in Afrikaans praat, maar al jou terminologie in jou bedryf is eintlik Engels of so. Want jy net nie die girl wat die goeie notes maak gaan identifiseer nie. Dis 'n breakdown en ja, maar ek moet ook sê, en as mens in IT-wêreld praat, behoeftebeplanning. Wie ken 'n leerbediener en 'n rugspeen kopie en seker, dis 'n baie moeilike, weet, almal praat van backups en van servers. Natuurlik, dit is die Afrikaans. So dit is wat moeilik maak, maar ja, so ek het 'n stelselingenieurswese toe my honeurs gedoen, maar ek het nog steeds baie lekker gespeel op varsity. En ek glo nog steeds jou netwerke en jou mensekennis is van jou grootste waarde wat jy eintlik op universiteit kry. En weet, buite die netwerke en mensekennis is om 'n bietjie streetwise te word, soos jy Engelsman sê. Universiteit moet leer jy om te dink. Vir jou basiese goed word vasgevang, maar eintlik dit leer jy om te dink en om gedissiplineerd te wees. Na stelselingenieurswese het ek begin werk by 'n bedryfsingenieursfirma. Ek was baie gelukkig dat een van my dosente my 'n pos aangebied het. Toe lekker vroeg in die diepwater gegooi. Sien nou in Pretoria? In Pretoria. Toe ek onmiddellik begin weer eens stelsels ontwerp, biologiese vlak, dit vir die stelselingenieurs of analiste oorgegee om die fisiese ontwerp te doen. Van daar toe raak ek so 'n bietjie weer eens ek raak vinnig verveeld. Jou paar eienskappe. Dinge tegnies raak seker. En toe begin ek fokus op die kantlyn. Toe kry ek 'n belangstelling in John Zachman se werk. Nou, hy is die vader van besigheidsargitektuur. Of, soos hy het noem, enterprise architecture. Nou, Zachman het
in die 80s by IBM gewerk. Ek dink hy was die CIO gewees, en toe het hy gesê, maar besigheid is een van jou mees komplekse dinge in die wêreld. En as jy 'n vliegtuig wil bou, dan het jy, wat hulle sê, planne, jy het 'n blueprint vir 'n vliegtuig. Yes. En hy word tot op die kleinste komponent gedefinieer, en dit is jou planne vir 'n vliegtuig, en dan word hy gebou. Selfs as 'n huis gebou word, daar's argitektuur, daar's 'n blueprint, daar's planne. Dis sê hy, maar besigheid het nie Blueprints nie. 'n standaard van hoe daar blueprinting gedoen moet word. Met ander woorde, hoe lyk jou planne van jou besigheid, en dit moet bygehou word. As jy 'n muur afbreek in 'n huis, dan moet jy weet, gaan hierdie inval, hoe gaan dit dinge beïnvloed? En in besigheid is dit amper 'n duimsuig ding van, en jy weet nie hoe om jou risiko's aan te spreek nie, want jy het nie 'n blueprint van die besigheid. Toe begin ek het die geleentheid gehad om hom te self te ontmoet, op 'n kursus by hom te wees, en ek begin daar. Hy is 'n Yank, hy's in Amerika. Dis reg. Toe is ook die ding van, dit word toe geskaak onmiddellik deur die IT-ouens. Weet, as ouens enterprise architecture hierdie dae hoor, dan is dit amper die argitektuur op stelselvlak. Waar hy gesê het, nee, jy moet heel bo begin. Besigheid. Jy moet en dit is eintlik heel eenvoudig, jy moet die wie-vraag kan vra. Wie, wat, waar, wanneer, hoekom? Yes. Ja, is ook dis 'n omgekeerde we. Maar weet as jou hoekom bepaal basies jou strategie. Met ander woorde, hoekom doen jy dit goed? Wanneer doen jy goed? Wie moet dit doen? Wat moet gedoen word en wat se data is betrokke? So al daai tipe van vrae, en dan en daai hoekom voel vir my, Heinrich, dit is 'n ding wat vir my die wie, wat, waar, ek wil sê dis soos 'n goeie aksieplan, nee, smart, specific, measurable, attainable, time is realistic, but the why bit, hoekom? Dit is vir my, het voel vir my, dis 'n ding wat ernstig missing is meeste van die tyd. Dis jou doelwitte. Want as jy iets doen, en jy kan nie sê hoekom jy dit doen nie, dan bring dit mos geen waarde toe nie. Dus sodra die hoekom vasgelê is, dan kan jy sê, goed, dan moet iets gebeur, wat moet gebeur? Wie moet dit dan gebeur? Wanneer moet dit gebeur? So daai vraag word gevra. So daai hele, en dit kom terug by die konteks, en weer in stelselingenieurswese, van as al daai goed gekombineer word, dan begin jy die 1+1=3 effek kry. Okay. En dis waarna ek glo, ek was een van die eerste gebruikers en profete, nie profete nie, ambassadeurs ja. Van die argitektuur. Yes. Maar wat het ook moeilik gemaak het is, jy kan ook amper in daai analise, paralyse tipe dinge gaan, jy kan dinge te ver vat. Hy het nooit regtig gekom waar hy moet kom, die bedryfsingenieurs, of die argitektuurwêreld nie, want weet dis hoe verkoop jy rimpapier aan 'n ou en sê, hierso is vir jou waarde. Dis eintlik 'n beginsel wat elke entrepreneur moet leer van, ek moet dit vir myself definieer, want dit skep my denke. Maar as ek dinge wil verander, dan het ek iets om op terug te val. Dis nie iets wat in 'n laai moet kom nie. Dit moet eintlik so werkende dokument wees. Jy moet kan sien, as ek hier 'n skui van 'n muur maak, hoe gaan dit my besigheid beïnvloed? Ja, toe het ek in daai gedeelte ingegaan, en toe het ek by die inkomstediens met die vernuwing van SARS onder Praveen Gordhan hulle gewerk. So as jy een van die bliksems wat die ding so well-oiled machine. Ek weet nie of hy nou nog so is nie, maar ons sê ek het 'n rol gespeel. Kyk, ek swoon altyd, ek sê as die regering die land raad soos hulle SARS raad, nee, is ons die topland in die wêreld. Ja, toe ek daar rol gespeel, meestal om die dissipline vir die mense te leer en om die tegnologie wat is ingebring het, mens kry spesifieke gereedskapstukke, tools, wat hulle noem 'n AI tool om dit te doen mee. Van daar af het ek 'n bietjie werk by binnelandse sake gedoen vir die paspoorte, ID-boekie aansoeke, al die proseswerk gedoen vir hulle. En by paar staatsdepartemente en toe later by Absa. Ekskuus, ek wil nou nie ja, jy kan hom 'n rol gespeel ook in terme van om die dissipline te vestig. Was dit nou 'n post-Absa merger of is dit nou maar dis al lankal in die gang? Basies gedurende daai tyd. Okay. Met die merger. Wat ek ook baie
geleer het in terme van kulture wat nie kan saamwerk noodwendig nie, want Ja, maar dit was 4 banke, wat was daai besigheidskulture. Yes. Ja, kyk, dit is een van jou mees konservatiewe Britse banke, wat met jou mees konservatiewe Afrikaanse banke, en daai het volgens my nooit gewerk nie. Maar baie blootstelling gekry in terme van daai wêreld. Barclays, nee, ek dink nou, Dis reg. dis natuurlik, Barclays wat groot chunk gekoop het, en toe verkoop het. Maar seker ook as gevolg van my agtergrond en boerdery agtergrond, wat mense ook leer, weet jy's so 'n bietjie van 'n rebel, jy wil jou eie ding doen. Toe sê ek eendag vir myself, ek is nou net moeg vir banke se red tape. En wat is naderhand ook 'n geval van, dis konsultant op konsultant op konsultant, en elkeen het sy eie speletjie en sy eie doelwitte wil bereik. Nou gaan doen jy 3 maande se werk, dit eindig in iemand se laai, maar nou het 'n ander konsultant wie met 'n ander plan gekom, het word nooit geïmplementeer nie. En my grootste frustrasies was nie vrug van jou arbeid nie. Want weet as jy mos 'n saadjie in die grond plant, dan wil jy plant nie einde van die dag of jy wil oes, maar weet ek het gevoel dat jy kry nie altyd daai satisfaksie nie. En toe kry ek die geleentheid in die mynbousektor om 'n stelsel wat basies jou produktiwiteit maksimiseer op 'n myn, wat ons noem vlootbestuurstelsels, te bemark, en dis waar bedryfsingenieurswese ingekom het van, ek meen dit gaan oor produktiwiteit, optimalisering en koste-optimalisering. Toe kry ek geleentheid om daai stelsel reg oor Afrika te bemark, en lekker 5 jaar daar spandeer. Jy het nou verskeidenheid, jy travel. Dis reg, ja. Maar kon jy daarom die milie sien opkom? Dis reg, ja, ek het redelik sukses behaal. Nie dat ek sê ek is van nature 'n bemarker nie. Dis een van die laaste dinge. Ek kan nie sneeu in 'n Eskimo verkoop nie. Maar ek moet sê, ek dink ek het sukses behaal deur baie keer die eerlike roete te gaan. Ek sê altyd, mense doen besigheid met mense. Nie besighede doen nie besighede met mekaar nie, of besigheid met mekaar nie. Dis mense tot mense. En as jy eerlik is en aanklank met 'n ou vind, en ook dit kan staaf met grondbeginsels van, luister, hierdie gaan vir jou hier kan help, dan kan mens vorentoe gaan. Toe ek redelike sukses behaal, was 3 jaar in 'n ry wêreldwyd die topverkoopsman vir daai maatskappy. Sure. Maar toe dinge ook, die lewe het maar aangegaan, en ek is toe weg daar, en dis basies waar die crypto mining ding begin het. Dit was hier rondom 2014 rond, wat die kommoditeitssektor 'n redelike dip gevat het, mynbou het onsekerheid gehad, en ons het basies geleer, ek en die ouens wat saam die besigheid begin het, dat of jy nou vir 'n internasionale maatskappy werk, of vir 'n plaaslike maatskappy, jy het 30 dae sekuriteit. Die banke met daai memo kry elke keer wat hulle vir 3 maande se payslips vra, nee. Hulle het nie daai hulle het nog nie daai memo gekry nie. Ja, so wat toe lekker was met die blootstelling van die besigheidsontwikkeling in Afrika, kon ek 'n redelike idee kry van wat werk en wat werk nie. Wat is die kliënte se grootste uitdaging en behoefte? En ek het ook, jy moet pas altyd weet wie jou kompetisie is, so jy het 'n redelike kompeterende intelligensie opgebou. Wie het uitgespring daai tyd, as jy nou best practice in hierdie gebied, en gee ons 'n bietjie meer vleis oor die gebied. Ek wil nou nie vooruit hardloop hier, so seker nou, maar laat ons net konteks het van, hoe lyk dit, wat is die probleem, word hy opgelos? Kyk, een van die dinge wat gesien het is, daar was so 3 markleiers in terme van tegnologies 'n wonderlike stelsel in die vlootbestuursbedryf. Yes. So dis enige ding met wiele by die myn. Enige ding met wiele. Dis reg, jy het jou primêre vloot wat jou produksie beïnvloed, dan jou sekondêre vloot wat basies jou produksie ondersteun, weet wat baie bou en so meer. Bulldozer. Maar dit is weer eens, dit is een van die duurste komponente. Jy praat van daai trokke wat miljoene dollars kos. So daai vlootbestuur, as jy, interessant, die eerste vlootbestuurstelsel is in 1981, dink ek reeds,
in Amerika geïnstalleer. Pragtig. So dis nou ek wil sê die vroeë dae van 'n GPS basis. Hulle basies 'n rekenaar daai tyds op die trokke gesit. Kan jy glo? En die tweede installasie was Palabora Mining Company. My hemel. Wêreldwyd. Ja. Maar basies weer eens bedryfsingenieursbeginsels toegepas, kortste pad. Weet jy kan nie net vir 'n trok sê met elke keer by dieselfde plek oplaai en by dieselfde plek gaan aflaai nie. Want dan begin queues vorm, brandstof word gemors. So daai stelsel het basies knapsakteorie en kortste pad teorie gebruik dat hy elke keer het bepaal van watter graaf gaan volgende keer eerste oop wees. Dan stuur hy die trokkie soontoe. En dan die materiaal bepaal ook waar dit afgelewer word. So hy het basies daai hele produksieomgewing weet. En dit is baie beginsel van vlootbestuurstelsels, het hy geoptimiseer. En toe naderhand het daar funksionaliteit begin bykom, soos met ander woorde GPS tracking, waar is die voertuie, hoeveel brandstof gebruik hulle, of wat te sê, stop hom nou, want die ding engine gaan opblaas. Dis reg, ja, jou condition monitoring gedeelte, maar die beginsel het gegaan oor optimiseer die produksieproses. Nou is daar weer eens, daarin het nou 'n ongelooflike mark geword, maar daar is ewe skielik 50 verskillende stelsels op die mark, maar bitter min van hulle fokus op die primêre doel van optimiseer jou produksieproses. Weer alles, die stelsel, nie net die trok nie. Dis reg. En dit kom terug na, dit is vir my fantasties hoe jy in die begin, waar ons nou, hoe jy bedryfsingenieurs verduidelik het, en hoe dit nou hierso, dat daai duurste komponent, nee, die obstacle, of ek sê, dit is die obstacle, en dit is die geleentheid. Dis reg, ja. Ja, so het ek in hierdie area inbeweeg, en ek moet sê, weer eens, omdat ek die konteksbenadering gevolg het ek vinnig die stelsel en sy komponente begin verstaan, en toe ons toe besluit, Crypto sê ons maar, goed, ek ken die mark, en ons het gesien, maar, jy kan die beste produk hê, maar as jy hom nie goed ondersteun nie, support, is die grootste ding in Afrika. Want, nou koop ouens 'n 30, 40, 50 miljoen randse stelsel, maar hy word nie reg geïmplementeer nie, weer eens, die ding wat ek mee begin het van capability. Die mense weet nie hoe hy werk. Die mense hy word nie ordentlik geïntegreer nie, daar is nie veranderingsbestuur nie, dan kan jy net sowel, jy sit basies met 'n kroon op die as hoop. Ferrari in tweede rad. En dis wel baie keer waar ek gesien het, weet jy, tweede beste stelsel wat dalk nie so tegnologies goed is nie, maar wat goeie support en implementering het, is nou die wêreldleier. Yes, want hy word ten volle benut. En hy is baie meer gebruikersvriendelik. Want dit hang ook af van jou tipe werksmag wat die stelsel gebruik. Weet, is hulle so gesofistikeerd? Jy gaan dalk by jou Rio Tintos in die wêreld, die een stelsel gaan ongelooflik goed afkom, want hulle het allerlei laag van gesofistikeerdheid in terme van mense wat die stelsel reg gebruik. Maar dan kry jy 'n ander myn waar daar's 'n paar produksieouens, hulle van hulle is tegnologies nie goed nie, hulle het nie die kapasiteit om hy stelsel optimaal te benut nie. 'n Ander stelsel gaan 'n baie beter werk doen daar. So mense daai trappies bietjie geïdentifiseer. En toe ons die besigheid begin, sê ons maar, kom ons kyk na, in die eerste plek, die vlootbestuurstelsels het bietjie ouderwets geraak, want ook pas soos in besigheid, nou het jy begin stelsels implementeer, en dat jy honderde mense wat jy moet ondersteun, nou as jy 'n nuwe ding op 'n nuwe platform en tegnologie wil sit, dan is daar allerlei, hoe kan ek sê, legacy wat moet saamgesleep word, en jy moet daai veranderingsbestuur in ag neem. Toe sê ons maar, kom ons gaan kyk, wat is nuut op die mark, wat op nuwe platforms is, en wat net so wat meer gebruikersvriendelik is, wat goedkoper is, en ons identifiseer die ouens in die buiteland, en gebaseer op ons blootstelling aan die mark, en ons kennis van die behoefte in die mark, toe kry ons die distribusieregte daarvan. Dit is die begin van Krypton gewees. So dis wel Krypton, so gee ons so 'n klein bietjie agtergrond hierso, wat is hierdie, hoeveel van hierdie produkte het julle geïdentifiseer? Weet, ek is altyd nuuskierig van waar kom hulle vandaan, ek wil nie net aanvaar as Amerikaans nie, en dan hoe werk hulle? So net so 'n snapshot. 100%. Ons het toe
aanvanklik eerste van als 'n tabletgebaseerde stelsel geïdentifiseer, verspreidingsregte gekry, baie opgewonde gewees, maar dit was amper ook die ondergang van ons besigheid. Want stelsels soos hierdie het 'n 12 tot 18 maande verkoopsiklus. Weet die myne moet eers besluit, is jy die regte produk, en dan moet daar begrotings ingedien word, en also, jy verkoop nie maklik binne 18 maande so stelsel nie. Ons kry toe die verspreidingsregte en die eerste begin kwaai hard op in die bemarking gedeelte en die blootstelling in die mark, en toe is daar ewe skielik groot maatskappye wat ondergaan, potensiële kliënte, wat redelike baie naby aan 'n seil was. So jy's nou, ek wil sê, maand 17 en na sy ou pad om sy deure toe te maak. Dis reg, ja. Daar's van ons kroonjuweelmaatskappye in Suid-Afrika wat toe onder likwidasie kom. Sure. En wat toe ook gebeur is, 10 maande in die proses in, toe word hierdie stelsel wat ons die verspreidingsregte op gekry het, oorgekoop deur een van die wêreldleiers. So dis nou weer die pluskant. Maar alhoewel of hulle gaan wat hulle het. Maar wat ons toe tref is, hulle wil dit toe nie deel van hulle produkbandjie maak nie, want hulle was meer agter van ander tegnologie aan, yes. En ons kon toe nie op nuwe terme met hulle kom nie. So ons moes toe basies daai produk laat gaan. Wat ons toe in 'n redelike penarie sit, want die pipeline wat ons gebou het, is toe. Intussen het ons toe ook gesê, maar buiten jou operasies boogronds in terme van jou vlootbestuur, is een van jou ander grootste kostes is instandhouding van jou toerusting. In ander woorde, jou weer eens bedryfsingenieurswese, hoe effektief gebruik jy het, maar ook weet jy hoe beskikbaar is jou vloot in die instandhoudingskant. En ons identifiseer toe 'n ander maatskappy in Australië wat ons toe voer baie sterk produk is, wat eintlik meer 'n diens is. Hulle bring basies al jou kondisie monitoring inligting bymekaar en dan help hulle myne om 'n beter bestuur op hulle instandhoudingsvlak te doen. So hierdie is nou waar jou preventative maintenance, dis IoT goed hierdie, nee, wil ek amper sê. Eintlik nie. Kyk, in lande soos Australië is instandhouding, en veral in jou eerste wêreldlande waar jy weet is instandhoudingsingenieurswese is 'n baie gevorderde dissipline. Sonder om op iemand se tone te trap, is weet in Afrika is dit amper 'n ding van ons ry ding in die grond in tot hy stikkend is en dan maak ons hom reg. Wow. Deur die tye het mense geleer, goed, daar is 'n ding soos proaktiewe, beplande instandhouding. Maar wat die beginsel is oor die laaste 30 jaar al, jy moet jou voertuig diens op 15.000 kilometer en dan moet jy jou cambelt vervang op 100.000 kilometer en maar dis net sales tricks dink ek van die vervaardigers, nie? Dit kan wees, maar kyk hulle werk op statistiese gemiddelde. Yes. Weet jy kry mos nou baie skade as jy nie jou cambelt gedoen het en die cambelt breek op 'n voertuig. So dan sien hulle maar dit hou nagenoeg 120.000 kilometer, so dan stel hulle vir jou voor om op 100.000 om te vervang. So dis 'n slim geskat, maar jy kon dalk 'n ekstra 5.000 andersins gekry. So baie geld word op die tafel gelos. In instandhoudings terme. Maar wat baie keer dan gebeur is, die komponent hou dalk nie 100.000 kilometer, dan kry jy ook baie skade. Ja. So hy het twee snykante. Nou wat Dingo ons instandhoudingsstelsel doen. Dis 'n Australiese stelsel. Dis 'n Australiese stelsel. Hulle het gegaan en gesê, maar ons het die tegnologie, ons het die data. Waarom doen ons nog instandhouding gebaseer op teoretiese waardes? In ander woorde, hoekom moet ons op 100.000 en hoekom moet jy produk die maintenance gedoen word op die teoretiese waardes van hoe lank komponente behoort te hou word? En toe bring hulle ding in wat hulle noem condition-based asset management. So hulle vat 'n trok en hulle breek hom as 'n voorbeeld of dit kan enige iets wat vloeds gebruik of wat in stand gehou moet word, breek hom in sy komponente af en dan kyk hulle na die fisiese kondisie. So dis nou van 'n gearbox, 'n clutch,
petrolfilter, dieselfilter, you name it. Dit kan selfs die bande wees. Hoeveel komponente is daar? Meer as honderde. En so ek sê, dit kan 'n windturbine wees. Dit kan enige dier ding wat in stand bring moet hê. En gaan breek dit af en sê, goed, jy het pas nou 'n sekere goed wat vir jou sê hoe gesond is hierdie ding. Onder andere, by 'n mens het jy bloed word getrek. Wat doen jy by 'n voertuig, wat jy kyk na sy olie? Kyk hoeveel metale is daarin. Dis 'n ou dissipline. Ja. Maar dis een vorm van wat hulle noem condition monitoring. Yes. Jy kyk na die olievlakke, is daar metale in, dan kan jy sien of die komponent agteruit gaan. Jy kyk na alarms wat afgaan liggies. Deesdae as jy jou voertuig invat om gediens te word, plug hulle 'n rekenaar in, die rekenaar sê vir jou wat fout is met die voertuig. Ja. Jy het vibrasie inligting, jy het termodinamiese inligting. So wat hulle doen is hulle trek al daai inligting saam en hulle sê maar hierdie inligting gaan ons vir ons 'n baie beter idee gee van hierdie komponent se gesondheid. En dan sê hulle, luister, hierdie komponent kan volgens ons nog 'n paar duisend ure gaan of 'n volgende diens maak. Dis soos om jou brakepads na te kyk, weet jy hoeveel. Of hulle sê maar hierdie komponent gaan dalk lank voor sy teoretiese waardes. En dis basies die funksie wat hulle bring. En dan sê hulle maar wêreldwyd is daar 'n tekort aan reliability engineers. Ons bring daai diens saam met die tegnologie na jou toe en sê, meneer, met jou myn in die middel van die Kongo, ons stel voor hierso is jou maintenance instandhoudingsskedule vir die volgende week. Ja. En al wat jy as bestuurder van jou instandhoudingsdepartement doen is, sorg dat hierdie werk wat ons voorstel gedoen word. En ons doen die intelligensie. Ons gee het vir jou op 'n skinkbord. Dit weer so raai dit vergemaklike implementering. Dus daar's nie 'n, ek wil sê 'n learning curve om die tegnologie te gebruik nie. So toe kry ons daai stelsel ook weer eens maar uit 'n redelike siklus. Ons het ook nie as maatskappy, weet daar is nie baie fondse of ons het nie blootstelling gehad aan fondse vir investering. Jy weet so ons het nie baie gehad om terug te val nie. Ons het self die besigheid befonds van die begin af. En natuurlik jou die kompleksiteit van jou startup was jou lang sales cycle. Dis reg. So alles kom terug na dit toe wat jou Ons was al aanvanklik bietjie ooroptimisties en so ek sê ons het amper ondergegaan as gevolg van dinge. Maar toe werk dit ook uit op 'n ander manier. Toe sê ons maar toe kom van ons kliënte na ons toe en sê maar ons het 'n uitdaging om nuwe projekte en inisiatiewe te loods. Julle ken weer mense wat daai inisiatiewe kan loods. En ons het reeds 'n investering gemaak op 'n vlootbestuurstelsel, maar hy word nie optimaal benut nie. So verskaf ons met mense wat die stelsel beter te sê wat hit the ground running. Dis reg. En dis toe ons in die dienste sektor begin inkom het. En begin dienste aanbied het en ons het 'n ou van Australië af ingebring, 'n ou ex-Afrikaner, en hy het gehelp met om die spesifieke kliënt se myn se stelsel te optimiseer, baie waarde daar uit gekry en toe begin soos ons praat van die inisiatiewe kleintjies kry. Dus sê maar ons het nou 'n behoefte by hierdie myn, ons het 'n behoefte aan daai stelselkant en toe kom ons agter maar ons het die vermoë om met ons netwerke en kennisse wat ons nou opgedoen het wêreldwyd om die regte tipe mense te identifiseer om 'n werk te doen. En dis vir ons die dienste begin lewer het en dan so begin jy agterkom maar hierdie ouens het 'n prosesbestuursbehoefte of hierdie ouens het 'n ek wil sê daai maar dis nou die 4 behoefte. Yes. So dis nou waar die ek wil sê die recruitment komponent toe nou ontwikkel het. Dis eintlik nie recruitment nie. Dis eintlik hulle praat van outsourcing. Dis basiese diens wat jy lewer. Kyk, die hedendaagse ding is myne probeer hulle koöperatiewe wyse so klein as moontlik hou. Want dit maak vir geen besigheid sin om 600 mense op hoofkantoor te hê en dan is daar 'n projek, dan is daar nie 'n projek nie en aan die einde van die dag jou mense kry nie genoeg blootstelling nie en jy moet daai mense dra. Ja. So daar's nie 'n variable cost nie, dis 'n fixed cost en dis 'n probleem in die moderne era veral in mynbou. Nou is die behoefte die ouens identifiseer inisiatiewe en projekte en daar word begrotings vasgemaak. En as daai vasgemaak is, dan sê hulle maar daarvoor het ons 'n projekbestuurder nodig.
En daarvoor het ons het ook 'n besigheidsanalist nodig. En ons het ou nodig met hierdie stelsels se agtergrond. Nou, wat sin maak is, jou algemeen in die mark is ouens koop dalk 1 keer in 10 jaar 'n vlootbestuurstelsel. Nou, Koos wat by daai mynboumaatskappy was, gaan dalk 1 keer in sy loopbaan 'n vlootbestuurstelsel implementeer of aankoop. Waar as jy die diens vir die myn kom lewer en jy bring 'n ou wat al 6 sulke stelsels geïmplementeer het, dan gaan hy mos die regte vrae vra en hy gaan die regte ding doen van die begin af. Ja. En dit is waar die voordeel kom van jy speel 'n rol op jou kliënt se eienaarsvlak. Met ander woorde, jy is deel van hulle bestuurspan. Ja. Maar jy bring die regte skills. Yes. Weet, as dit kom by mynboubeplanning, 'n ou met die regte sagte ware agtergrond. Daar's nie meer tyd in die hedendaagse ekonomie vir 'n ou om nou eers deur 'n leerkurwe te gaan. So dis toe kom ons agter ons het die vermoë om die regte ouers te identifiseer en te verskaf aan die mark. Wat die hele arbeidsmark ook begin doen ook. Weet, ek dink die dae van langtermyn 30 jaar bly by dieselfde maatskappy is verby. Dus jy moet jou leer om jou vermoëns te verkoop en jy het ouers nodig om jou vermoëns te kan match met die behoefte in die mark. En dis waar ons 'n rol speel. So, ons doen nie recruitment. Ons weet... Ja, jy vat nie 15% van sy plaas, julle verskaf die skill. Ons lewer die diens en ons, as ons praat van recruitment of hulle praat van talent management en personeel. Julle recruit vir die outsourced function. Ons identifiseer, ons stel die mense aan en ons verskaf die mense aan die mynhuise. En jy het my vraag reeds beantwoord nou met wat ek wou vra is, wat sê advies wat jy het vir iemand wat met 'n lang verkoopsiklus werk en jy dit nou net aangespreek. Maak seker dat jy binne in daai funksie, soos jy sê, daai 18 maande siklus, daar ander maniere is wat jy daai ongoing, daai inkomste kan genereer, soos in hierdie geval met 'n outsource function of wat ook al, Ja. Ja, ons het gevind, jy definitief, kyk, dis een van die eenvoudigste beginsels is, kontantvloei is koding en ons het vinnig geleer, jy het iets nodig wat nou aan mekaar 'n geldjie kan inbring. Ja, dis wonderlik as jy 'n stelsel kan verkoop, dis 'n lekker kapitale inspuiting. Maar as jy al jou, hoe kan ek sê, hoop daarop sit en dit kom nie af nie, of dit word net in 6 maande uitgesit, dan verloor jy te veel. So, mens het 'n manier nodig wat daai maandelikse brood by die huis bring. Baie interessant. So, die menskomponent, ek bedoel, is deurslaggewend in die hele onderhoud, ons praat die hele tyd van, as jy ou nie job kan doen nie, jy het nou maniere, hierdie dienslewering wat jy top ouens en ek dink wat altyd kragtig is verskillende tipe omgewings waar hierdie ouens, ek wil sê, mentally notas kan vergelyk, en jy kan nie ou so inkoop en 'n salaris aanbied en hy gaan daai konsultant bied nie. Wat is julle grootste uitdagings, of wil ek sê, wat is julle suksesresep om die regte ouens in te trek? En dan wil ek vir jou sê, is, jy weet, want hy verteenwoordig jou nou, ek wil nou amper sê, is daar gevalle waar in jou gat gaan byt het. So ek wil amper sê, wat is daai lesse wat julle ouens geleer het, van wat om nie te doen nie, en dan natuurlik, wat doen julle, wat anders is in daai sukses waarborg? Kyk, waar mense is kompleksiteit. En dis, mense kan dit as 'n negatief sien, maar mense kan dit ook as 'n positief sien. Want diversiteit bring interessantheid. Verseker, dis geure en kleure. Nou vir ons het ook al ons lesse geleer. Maar die beginsel is, weer eens, ek het net nou gepraat oor die stelsels en masjinerie. Daar is nie 'n one size fits all. Nee, van die dag nie. Of die ou met die beste vermoëns, die beste kwalifikasies, is ook nie noodwendig die ou wat die regte werk gaan lewer nie. So, mens moet 'n kriteria kry van wat is die belangrikste, hoe mens die match kan doen in terme van daai spesifieke situasie. Nou, ons het geleer, van jou beste hulpbronne en mense kan glad nie in die mynbouindustrie werk nie. Want hulle pas nie in die kultuur in. Jy moet seker maak, daar is 'n redelike fit in terme van
in die kultuur inpas. Ouens wat ook in die banksektor gewerk het, maak dit glad nie. As 'n voorbeeld in die mynbouindustrie nie, want weet dis heeltemal 'n ander uitdaging en 'n ander omgewing. Dus daar's dalk 'n frustrasie ook, weet in die mynbou moet jy baie keer van A tot Z doen, hierdie ou het net A tot C gedoen in die banksektor. Hy het 'n blootstelling gehad en weet daar's 'n groot uitdaging in terme van om daai matching te doen. Dan is daar ook die tipe mense kry en dis waar ons ook geleer het, weet as jy vir 'n koöperatiewe maatskappy werk, dan sien jy baie keer en op websites en in die dokumentasie weet die values en waardesisteme en goed. En dit word baie keer baie lig gesien. Maar ons het van die begin af 'n sterk waardesisteem geïdentifiseer en gesê maar weet ons wil pertinent wees. Ons wil nou wil ek alweer van Engels na Afrikaans toe gaan. Maar ons wil realisties wees. Ons wil honorable wees. En ons het 'n paar sulke waardes neergesit en ons probeer alles wat ons doen daaraan meet. En as ons mense identifiseer, probeer ons hulle ook filter hulle daardie. Filter volgens daai waardes. Want dit is een van die enigste dinge waarop jy kan terugval. Van as hulle met jou waardesisteem saamstem, dan is hulle baie keer, weet, is 'n goeie fit. Ja. En dan kan mens vorentoe gaan as 'n besigheid. Ons het 'n baie eenvoudige filosofie in terme van, jy weet, ek glo jy kry net een kans. As jy 'n tender doen, jy het een kans om gekies te word. As jy aflewerbare het, jy het een kans. En as jy jou naam verloor, is dit baie moeilik om op terug te kry. So dis die tipe dinge wat ons in plek probeer kry. So daai waardesisteem en mensseleksie is ongelooflik belangrik vir ons. Ek dink en ek sal dit laaste aanmerking maak, dit kom vir my terug na daai weer eens wat ons aan die begin van die onderhoud bespreek het van bepaal die waardes, bepaal die strategie, bepaal jy moet gaan sit en dink, en ek dink dit is wat ek het 'n paar keer die afgelope 2 of 3 weke wat ek van Henry Ford weer gepraat het, wat hy mos gesê het, thinking is the hardest work there is, that's why so few engage with it, nee. So dis weer daai kom terug en dink en kyk, wat is ons waardes? En ek dink te min ouens doen dit, nee. Soos jy sê, of is net fluff, wat gecut and paste is op 'n website, en dit beteken niks nie, of dit word nie as 'n filter gebruik nie. Dis reg, ja, die beginsel is, jy weet, as almal alles dieselfde doen, dan gaan er nie 'n uitskieter en 'n wenner wees. Jy weet, jy moet teruggaan en gaan sê, maar wat maak my anders? Wat maak ons anders? En 'n maatskappy is ook net, jy weet, dis nie 'n naam nie, dis nie 'n struktuur nie. Die mense wat daar binne werk, dit is die maatskappy. Hulle bepaal hoe kompeterend jy is. Heinrich, dit is fascinerend. Baie dankie, dit is 'n baie lekker onderhoud gewees en sterkte vir die laaste pylvak van 2021. Baie dankie, Jacques. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.